So ons lees dan ons volgende perikoop. In hierdie reeks wat ons mee besig is oor Matteus. Ons het gevorder verlede week tot by vers 21. By Matteus 12 het ons tot by 21 gevorder. En ons kom nou by 22. Kost nie veel insig om dit te weet nie. 22. En ons lees deur tot by 33 of 32. Dit is Matteus Evangelie hoofstuk 12. Ons het verlede week gesien daardie lang paragraaf, gesien wat die verskil is tussen religie en lewe. Vanmôre kyk ons na die enigste sonde wat nie vergeef kan word nie. Dit is by vers 22 af na 32. Ons sal dan as die Here wil volgende Sondag die hele res van die hoofstuk behandel. Daar's 4 paragrawe, ons gaan dit in een boodskap doen. En dan gaan ons Matteus so 'n bietjie laat rus vir so 2 weke. Soos wat ek van tevore gesê het rondom die radiodiens en ook die Pinksterreeks. So ons sal dan as die Here wil seker hier aan die einde van Mei terugkom by 13, die gelykenis van die saaier. So nou kom ons dan by 22 tot 32. Hulle het toe 'n man wat in die mag van 'n duiwel was, dis 'n demoon, na Jesus toe gebring. Die man was blind en stom. Jesus het sy gebrek genees, sodat hy weer kon praat en sien. En die hele menigte mense was verslae en het gesê, is hy nie miskien die seun van Dawid nie? Die Fariseërs het hiervan gehoor en gesê, hy dryf duiwels uit alleen met die hulp van Beelzebul, die aanvoerder van die duiwels. Jesus het egter geweet wat hulle dink en hy het vir hulle gesê, elke koninkryk wat onderling verdeeld is, gaan te gronde en geen stad of huis wat onderling verdeeld is, sal bly staan nie. As die Satan dan die Satan uitdryf, is hy teen homself verdeeld. Hoe kan sy ryk? Is interessant dat Jesus hier tussen hakies erken dat Satan 'n ryk het. Let op, dis nie deel van die boodskap van môre noodwendig nie, maar Satan het 'n koninkryk. Hoe sal sy ryk dan bly bestaan? En as ek met Beelzebul se hulp die duiwels uitdryf, met wie se hulp doen julle volgelinge dit dan? Want die Jode het 'n soort van 'n duiweluitdrukking praktyk hulle self gehad. Eksorsisme is dit genoem. Julle eie volgelinge sal as julle regters optree en wys dat julle verkeerd is. Aangesien ek deur die Gees van God die duiwels uitdryf, het die koninkryk van God inderdaad tot by julle gekom. Hoe kan iemand tog by die huis van 'n sterk man ingaan en sy goed vat, as hy nie vooraf die sterk man vasbind nie? Eers dan sal hy sy huis kan beroof. Wie nie aan my kant is nie, is teen my. En wie nie saam met my die skape bymekaar maak nie, jaag hulle uit mekaar. Daarom sê ek vir julle, elke sonde en lastering kan die mense vergewe word. Maar die lastering teen die Heilige Gees kan nie vergewe word nie. As iemand iets teen die Seun van die mens sê, kan dit hom vergewe word. Maar as iemand iets teen die Heilige Gees sê, kan dit hom nie vergewe word nie. Nie in hierdie bedeling nie, en ook nie in die toekomstige nie. Ons lees dan tot sover saam uit God se heilige en onfeilbare woord. Matteus 12 van 22 af. Ek dink as daar een saak is waaroor Christene nogal soms verward is, dan is dit hierdie een, is dit nie? Die onvergeeflike sonde teen die Heilige Gees. Daar is volgens die Here Jesus slegs een sonde wat nooit vergewe sal kan word nie. En dit is die laster teen die Heilige Gees.
Die apostel Johannes noem dit die sonde wat tot die dood lei, in 1 Johannes 5, 16 en 17. Van tyd tot tyd kom 'n mens in die aktiewe bediening, kom jy mense teë wat al die een of ander tyd hiermee geworstel het. Party selfs in wanhoop, erge wanhoop selfs. Ek het verlede Sondag, toe ek die advertensie gedoen het vir hierdie Sondag, het ek genoem van 'n man uit 'n vorige gemeente van ons, baie jare gelede, wat in so groot stryd was, wat na my toe gekom het vir advies. Want, soos ek vir u gesê het, hy het op 'n baie gereelde basis allerlei godslasterlike gedagtes gehad, wat deur sy kop flits, deur sy brein flits, gedagtes wat hy gehaat het, wat hy self nie gekies het nie, maar wat eenvoudig deur sy gedagtes gegaan het en hy kon dit nie beheer nie. Hy het nie beheer daaroor gehad nie, maar sy begeerte was om vry te kom, en sy beangste vraag aan my was, maar was ek nie dalk, of het ek nie dalk die onvergeeflike sonde teen die Heilige Gees nou intussen gepleeg nie? Dit was sy worsteling, uiteraard, mens kan dit verstaan, dat hy vra, maar kan ek enigstens vergewe word van hierdie ding? Dis godslasterlike goed wat in my kop kom. Sal ek vergewe kan word? Is daar hoop vir my? Het ek nie dalk al die punt van verlossing verbygesteek nie? Mense is veral ook geneig, soos jy dalk weet, om die kwessie van die onvergeeflike sonde of die sonde teen die Heilige Gees aan seksuele sondes te koppel. Veral die seksuele sondes wat tot vervelings toe gedoen word. Boesemsondes. Hulle stry daarteen, maar dit kom aanhoudend terug. Veral iets soos vuil gedagtes of pornografie. En dan dink hulle, dit is klaar praat. Met my is dit nou klaar praat. Het ek nie dalk die sonde teen die Heilige Gees gepleeg nie, 'n grens oorgesteek nie. En dit is hoekom ek nie oorwinning oor dit kry nie, want God steur hom nie meer aan my nie. Sê nou maar net, ek glo aan vergifnis al die tyd, was ek nooit vergewe nie? Lewe nie ek nie dalk in die illusie dat ek dalk wedergebore is en geesvervuld is en met die Here lewe nie? Maar hoe kan 'n mens geesvervuld wees? En jy kan nie hierdie pornografie afgeskit kry nie. Dan het die Here my mos verlaat. Ek kan nie ophou sondig nie. Met ander woorde, die Here het seker een of ander tyd besluit, wel, dis tot hier toe en nie verder nie met jou maatjie. Nog dinge waarmee gelowiges dikwels hierdie sonde verwar, want hierdie is alles verwarringe wat ek noem. Verkeerdelik natuurlik. Maar nog iets wat mense dit mee verwar is, byvoorbeeld as iemand vir 'n tyd lank geestelik koud raak en droog word, en dan dink die Heilige Gees het my seker verlaat, ek het te ver gegaan hierdie keer. Of hulle koppel dit aan periodes en tye van twyfel en vra, eerlike worsteling oor geestelike dinge, en dink dis die rede waarom hulle nie vrede kry nie, want die Heilige Gees is nie meer by hulle nie, so dis hoekom hulle sukkel en nooit vrede kry nie. Of ander dink dat, wow, ek kon dalk in 'n oomblik van woede, het ek dalk verkeerd iets oor God gesê, of verkeerd iets oor die Bybel gesê, of verkeerd iets oor die Heilige Gees gesê, of dalk net 'n gedagte wat ek gedink het, en onmiddellik het ek dan hierdie sonde teen die Heilige Gees gepleeg. Jy sien, mense verwar dit met, kom ons sê, herhaalde boesemsondes en bindinge waarmee hulle bly sukkel, dinge soos verslawing en woedeuitbarstings of bitterheid en hulle redeneer dan dat, wel, kyk, God se geduld met my is uitgeput nou. Is uitgeput. En sulke mense onttrek hulle dan ook van die eredienste gewoonlik en van geestelike samekomste, is die verkeerdste ding wat jy kan doen. Hulle onttrek hulle, want hulle voel, I'm no good, en daar gaan hulle. En dis die verkeerdste ding om te doen, om jou te onttrek uit die gemeenskap van die heiliges. Want dis juist waar jou genesing is. Selfs die vrees dat 'n mens dalk per ongeluk en selfs onwetende hierdie sonde kan doen, sonder om dit te besef,
Daardie idee tuister baie mense se gewete. Dalk het ek iewers langs die pad dit gepleeg en ek was eers bewus daarvan nie. En hier gaan ek lekker aan. Ek gaan lekker aan as kind van die Here, en tussentyd is die Here nie eens by my nie. Al hierdie dinge wys vir ons hoe maklik ons die sonde teen die Heilige Gees verwar met gewone geestelike stryd, swakheid, groeipyne. En juist dit veroorsaak, omdat ons hierdie verwarring in ons kop het, veroorsaak dit die kroniese angs waarmee soveel opregte Christene worstel. 'n ander stryd en vraag wat mense vra is, hoe moet ek weet wat die sonde is? Vertel my nou net 'n bietjie asseblief. As ek dit nie weet nie, dan kan ons nou onwetende in die ding trap. Hoe moet 'n mens Jesus se woorde dan verstaan en in vergelyking met die res van die hele Bybel wat so fantasties praat oor volle vergifnis? Byvoorbeeld 1 Johannes 1 vers 9 waar hy sê dat as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons van alle is mos alle. Hoeveel is alle? Alle is hoeveel? Alle is alle. Om ons van alle ongeregtigheid. Hoe kan dat dan een uitsondering op die alle wees? Of miskien mislei die Bybel ons 'n bietjie dat daar tog wel 'n slang in die gras is, dat daar tog wel 'n dag gaan wees wat die Here, as ek doodgaan en ek kom daarbo, dan ruk die Here hier 'n kaart uit die mou uit. Kan ek dalk deur sy vingers glip? Dat dit dalk iets was wat niemand van geweet het nie en ek nie van geweet het nie en die man op die maan nie van geweet het nie. Dalk 'n kans dat ek nog uitgevang gaan word. Is die Here se goedertierenheid dalk nie so hemelhoog soos Psalm 36 sê nie? En as daar 'n beperking op sy genade is, wat presies is dan die kwaad wat 'n mens kan begaan? En nog meer, waarom is daar vergifnis vir godslastering, maar nie vir laster teen die Heilige Gees nie? Waarom is daar vergifnis vir iemand wat teen die Seun praat, maar nie vir iemand wat teen die Heilige Gees praat nie? Is die Heilige Gees dan groter en hoër as die Seun? Wat is die laster teen die Heilige Gees presies? Vriende, 'n mens moet net baie mooi gaan oplet binne watter konteks die Here Jesus hierdie woorde uitgespreek het, want die konteks ontknoop die betekenis. Soos wat dit dikwels in die Bybel is. Hou net in gedagte dat die Here Jesus, hy rig hierdie woorde spesifiek aan die Fariseërs wat daar by hom staan. Maar wat het gebeur dan? Wel, eintlik het die Fariseërs se weerstand teen Christus hier 'n soort van 'n hoogtepunt bereik. Eers sal u onthou, daar's so baie insidente, maar een van die insidente wat vooraf plaasgevind het was dat die Here Jesus byvoorbeeld die verlamde man se sonde vergewe het. En toe hy sê jou sonde is jou vergewe, toe brom die Fariseërs alreeds in hulle binneste, hulle sê maar dis mos godslastering, want net God kan vergewe. Wie is hy dat hy sondes kan vergewe? En toe die Here Jesus boonop die man met die verdorwe hand in die sinagogediens, soos ons verlede Sondag gesien het, genees, toe sê hulle, ja, maar jy oortree die Sabbatsgebod. Jy's 'n duiwelskind. En toe nou in hierdie paragraaf verlos die Here Jesus die doofstom man wat ook duiwelbesete was van die mag van die demone, en toe sê die Fariseërs dis deur die duiwel self wat hy hierdie duiwels uitgedryf het. Dis 'n afskuwelike suggestie, is dit nie? Jesus en die duiwel is kop in een mis, sê die Fariseërs. So dit is tot hulle wat so gesê het, wat die Here Jesus die waarskuwing van die sonde teen die Heilige Gees rig. Kom ons begin van voor af. Verse 22 tot 24. Ons lees dit. Hulle het toe 'n man wat in die mag van 'n bose gees was na Jesus toe gebring. Die man was blind en stom. Hy was natuurlik so omdat die demoon hom dit gemaak het. Jesus het sy gebrek genees, met ander woorde hy die demoon uitgedryf, sodat hy weer kon praat en sien. En die hele menigte mense was verslae en het gesê, dis die ouens wat daar staan, onthou dis 'n kerkdiens,
Is hy nie miskien die seun van Dawid nie, met ander woorde die Messias nie? Die Fariseërs hoor daarvan en sê, hy dryf bose geeste uit alleen met die hulp van Beelzebul, die aanvoerder van die bose geeste. Jy sien, kan dit nie mis nie, né? Die Here Jesus het 'n demonies gebonde man gesond gemaak, genees en bevry, wat blind en stom was, omdat hy deur die demoon gebind was, en skielik kon die man sien en praat, wat duidelik aantoon dat Jesus werklik mag het oor die duiwel. En dit gebeur nog steeds in daai sinagoge diens waar die vorige paragraaf afgespeel het, waar die man met die gestorwe hand genees is nog altyd daar. En nou begin die mense, die kerkmense, sê jy kon sê, die Jode daar, hulle begin met verwondering praat en sê, maar woe, miskien is hierdie man die Messias. Maar die Fariseërs wil glad nie so gedagte aanvaar natuurlik nie, en hulle sê doelbewus sê hulle, dat Jesus sy krag by Beelzebul, die owerste van die duiwels, kry, en dat hy demone deur die duiwel self uitdryf. Met ander woorde, hulle sien God se werk. Hulle sien die ware, autentieke bediening van die Here Jesus voor hulle oë daar speel, maar hulle kies om dit sleg te noem en demonies te noem, omdat hulle nie die knie voor die Here Jesus wil buig nie. Hulle weerstaan hom. Mens kan baie duidelik sien wat hier gebeur, né? Hierdie 3 verse alleen kan jy baie duidelik sien wat gebeur hier. Die Fariseërs is besig om die Here Jesus doelbewus te weerstaan, en buiteom Jesus bestaan daar geen vergifnis nie. Hulle weerstaan van Christus, onneem hulle alle vergifnis, want vergifnis is juis in hom wie hulle weerstaan. Kyk vers 25 tot 30. Jesus het geweet wat hulle dink en sê, elke koninkryk wat onderling verdeeld is, gaan te gronde, en geen stad of huis wat onderling verdeeld is, bly staan nie. As die Satan dan die Satan uitdryf, is hy mos teen homself verdeeld, hoe kan sy ryk, sy koninkryk dan bly staan? En as ek met Beelzebul se hulp die bose geeste uitdryf, met wie se hulp doen julle volgelinge dit dan? Julle eie volgelinge sal as julle regters optree en wys dat julle verkeerd is. Aangesien ek deur die Gees van God, met ander woorde die Heilige Gees was operatief daar, die bose geeste uitdryf, en die koninkryk van God inderdaad tot hier by julle gekom. Hoe kan iemand tog by die huis van 'n sterk man ingaan en sy goed vat, as hy nie vooraf die sterk man vasbind nie? Eers dan sal hy sy huis kan beroof. Wie nie aan my kant is nie, is teen my. En wie nie saam met my die skape by mekaar maak nie, jaag hulle uit mekaar. Jy sien, Jesus ken daai Fariseërs se gedagtes. En hy reageer op hulle beskuldiging deur vir hulle te wys hoe onlogies hulle hele argument is, soos wat ongeloof altyd is. 'n Koninkryk kan nie teen homself verdeeld wees nie. Dis so maklik soos dit. Dan kan hy nie bly staan nie. En dus kan Satan beslis nie sy eie demone uitdryf nie. En hy wys verder dat as hulle sê dat hy Jesus deur die duiwel werk, dan moet hulle bietjie net 'n verduideliking gee deur wie hulle eie mense bose geeste uitdryf, want soos ons weet het die Joodse geestelikes het hulle ook 'n vorm van eksorsisme beoefen. Maar daarmee ontbloot hulle dubbele standaarde. En dan maak Jesus die saak duidelik, dan sê hy, maar as ek deur die Heilige Gees die duiwels uitdryf, dis wat hy nou net gedoen het, dan het die koninkryk van God tot by julle gekom, met ander woorde in julle bereik. Met ander woorde, wat hulle sien is nie satanies nie, wat hulle sien is God se krag deur die Heilige Gees, wat onder hulle werk en Jesus aan hulle openbaar. Hy is inderdaad die Messias, die seun van Dawid. En dan gebruik die Heiland die beeld van 'n sterk man wat eers gebind moet word, dis heel logies, voordat sy huis geplunder kan word, en wys daarmee dat hy onder hulle neuse besig is om die sterk man se mag te oorwin. Dis die Satan, hy is die sterk man, om sy mag te oorwin en om mense wat in sy binding is, dit is sy goed,
Niemand kan die sterk man se goed van hom afvat, as hy hom nie eers bind nie. Die goed verwys hier na, soos hierdie man, hierdie doofstom man, wat onder die duiwelse invloed was. Jesus vat hom af, omdat hy die Satan, die sterk man gebind het, hom oorwin het, en sy mense dus kan vrymaak. Dis wat die Heilige Gees daar onder daai mense se neuse gedoen het. En dan trek die meester die lyn skerp deur. Hy sê, wie nie met my is nie, dis nou julle mannetjies, is teen my boeties. Daar is nie neutrale middelgrond moontlik wanneer dit by Jesus van Nasaret kom nie. Jy moet kant kies wanneer dit by hom kom. Jy kan nie in die middel staan nie. En dit is die belangrike verbindingsskakel die belangrike verbindingsskakel tussen wat in verse 22 en 24 gebeur, die genesing van hierdie man, en dan Jesus se finale uitspraak oor die sonde teen die Heilige Gees in verse 31 en 32. Hierdie middelste stukkie is die verbindingsskakel. En die verbindingsskakel is die volgende. Hierdie is die verbindingsskakel. Die Fariseërs sien duidelik die werk van die Heilige Gees in Jesus se bediening daar en dan, maar hulle weier om dit te erken, hulle verdraai dit, skryf dit aan Satan toe, en so weerstaan hulle vir Jesus. En is juis hierdie bewuste, hardnekkige verwerping van wat hulle weet God se werk is, wat daartoe lei dat Jesus dan in die laaste paar verse daardie ernstige waarskuwing tot hulle rig. En dit is in vers 31 en 32. Daarom sê ek vir julle, elke sonde en lastering kan die mense vergewe word, maar die lastering teen die Heilige Gees kan nie vergewe word nie. As iemand iets teen die seun van die mens sê, die seun van die mens is 'n begrip wat hy haal uit Daniël 7, sy messiaanse begrip, wat wys op Jesus in sy menslike natuur en menswees tussen mense, kan dit hom vergewe word. Maar as iemand iets teen die Heilige Gees sê, kan dit hom nie vergewe word nie. Nie in hierdie bedeling nie, en ook nie in die toekomstige nie. Jy sien, in hierdie twee versies trek die Here Jesus die ernstige gevolg, trek hy vir die ouens deur van wat nou net hier gebeur het. Hy sê alle sonde, selfs lastering kan vergewe word, maar lastering teen die Heilige Gees nie. En hy voeg by dat iemand wat teen die seun van die mens praat nog vergewe kan word, maar wie teen die Heilige Gees praat, sal nie vergewe word nie, nie nou nie en ook nie in die toekoms nie. Die punt is nie dat daar een of ander misterieuse spesifieke verkeerde ding is wat per ongeluk gedoen kan word nie. Dis nie die punt nie. Daar is nie so iets nie. Die punt is dat die Fariseërs die duidelike werk van God se Gees wat Jesus se majesteit openbaar, doelbewus weerstaan. Dis wat hulle doen. Die verbindingsskakel met die vorige verse is dus soos volg. Die Fariseërs het die Heilige Gees se werk in Jesus se bediening gesien. Jesus het vir hulle toe verduidelik dat dit die koninkryk van God is wat tot by hulle gekom het, maar hulle kies om dit hardnekkiglik te weerstaan en te verdraai. En dit is presies die onvergeeflike sonde teen die Heilige Gees. Dis 'n volgehoue, met ander woorde tot by jou dood. Dis 'n volgehoue, bewuste weerstand teen die Here Jesus, vir wie die Heilige Gees so duidelik kom bekend maak het. En daarom is daar geen vergifnis nie. Want die enigste bron van vergifnis, Jesus Christus, self word weerstaan.
Alle mense wat ongered sterf, gaan verlore, omdat hulle Christus weerstaan het. Omdat hulle om een of ander rede blind gebly het en nie bekeer het nie. En die sonde teen die Heilige Gees is 'n doelbewuste en verharde vorm van daardie weerstand. Veral tot die einde toe. Veral indien so mense die evangelie al begin verstaan het. Met ander woorde, die Heilige Gees het dit al klaar begin oopmaak. Maar tot op die einde van hulle lewe het hulle Christus nie aangeneem nie en die evangelie weerstaan. As 'n mens sterwe in daardie toestand, is dit vir ewig verby. Ongeloof is altyd ernstig. En die sonde teen die Heilige Gees is 'n doelbewuste, verharde weerstand teen die duidelike lig van die evangelie. Indien 'n sekere mediese behandeling vir 'n dodelike siekte my enigste bron van genesing is, en ek neem daardie behandeling nie aan nie, tot die einde toe nie, dan gaan ek ongetwyfeld sterf. Ongetwyfeld. Want dit is my enigste hoop op genesing. Kom ek stel dit net in ander woorde, terwille van meer duidelikheid net vir u. Wanneer die Fariseërs die Here Jesus en die duiwel met mekaar gelykstel, wat doen hulle dan anders as om Jesus self te weerstaan en hom nie aan te neem nie? Maar God se vergifnis is dan juis in Jesus te vind. Johannes 14:6. Dit gaan met ander woorde glad nie daaroor, as dit oor hierdie onderwerp gaan, hierdie saak gaan dit glad nie daaroor dat daar vir alle sondes vergifnis is, behalwe vir een uitsondering nie. En nou moet ons speurwerk gaan doen om uit te vind wat daardie een sonde is nie. Dis glad nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan hier oor die enigste poort waardeur enige mens vir enige sonde vergifnis mag ontvang, naamlik Jesus Christus se kruisverlossing, wat nou deur die Fariseërs nie aangeneem word nie. Weerstaan word. Daarvoor kan daar geen vergifnis wees nie, want vergifnis is net in Jesus. Maar nou is dit juis hy wat weerstaan word. Jesus se bedoeling met hierdie woorde is beslis nie om almal onrustig te gaan maak nie, maar juis is sy bedoeling om almal aan te spoor om in hom tot rus te kom, daardie einste Fariseërs ook, om te aanvaar dat hy hulle redding is, om hom daadwerklik aan te neem as verlosser en saligmaker, soos Johannes 1:12 sê. Die Here Jesus sê dit vir die Fariseërs om hulle aan te spoor om na hom toe te kom. Maar hy doen dit in die vorm van 'n waarskuwing. Maar nou moet ons nog iets raak sien ten slotte. Jesus sê ook nog iets meer tog hier. Hy sê iets meer as dat net hy self die enigste bron van vergifnis is. Hy sê nie net dit nie, hy maak ook 'n duidelike onderskeid tussen twee soorte lastering. Hy sê teen die seun van die mens, dit kan vergewe word. Teen die Heilige Gees, dit kan nie vergewe word nie. Wanneer hy van die seun van die mens praat, dan haal hy dit uit Daniël 7, verwysende na homself as Messias, soos wat hy hier op die aarde tussen mense gestaan het, waar sy goddelike majesteit grootliks verberg was agter sy mensheid. En waar mense hom kon misverstaan, waar mense hom nie reg kon eien nie reg kon raak sien nie, selfs verkeerd oor hom praat. Wanneer so iemand wakker skrik, soos Petrus, dan kan dit vergewe word. Wanneer so 'n persoon uit daardie onkunde of uit daardie misverstand uitkom, soos Petrus vir Jesus 3 keer verloon het. Met ander woorde,
Petrus het nie 'n duidelike begrip gehad van wie Jesus is nie, want hy het hom as die seun van die mens hoofsaaklik geken, maar later tot berou gekom het en wonderlik herstel is. Maar die lastering teen die Heilige Gees is iets erger, iets ernstiger. Dit gebeur wanneer iemand die duidelike werk van God se Gees ervaar, soos wat die Fariseërs se dae gesien het toe Jesus die duiwel uitdryf, en dan kies om dit te weerstaan. Nou gaan dit nie meer net oor onkunde nie. Dit gaan nou hier oor 'n harde, doelbewuste weerstand teen die waarheid. Die Heilige Gees wys juis vir mense wie's Jesus regtig. Dit sê Johannes 16:14, dis die Heilige Gees se bediening. Hy wys vir mense wie's Jesus regtig. En as iemand daardie getuienis aanhou weerstaan hy of sy die enigste manier waarop hy of sy gered kan word. Daarom kan dit nie vergewe word nie. Nie omdat God nie vergewe nie, maar omdat die persoon die enigste bron van vergifnis weerstaan. Dit beteken dat geen ware, autentieke Christusgelowige ooit hierdie sonde kan pleeg nie. Want 'n ware kind van die Here het Jesus se kruisverlossing dan nou juis aanvaar en vertrou hom daarvoor en het die weerstand afgelê. So dit is onmoontlik om 'n wedergebore mens te wees, om die Heilige Gees inwonend te kan ken, en dan op een of ander manier, soos ek net nou aan die begin die voorbeelde genoem het, om dan op een of ander manier die sonde teen die Heilige Gees te kan pleeg. Dit is die blye boodskap wat ek ook tussen hakies destyds aan daardie man met die lastergedagtes kon verkondig. Ek het vir hom gesê, my liewe vriend, die blote feit dat jy hieroor hartseer is, dat jy hieroor bekommerd is, dat jy hieroor kom hulp soek het, is alreeds die bewys dat die Heilige Gees in jou lewe aan die werk is. Geen mens wat op Jesus Christus vertrou vir saligheid en hom liefhet, pleeg die sonde teen die Heilige Gees nie, of sal dit ooit pleeg nie. Die sonde teen die Heilige Gees is nie net ongeloof nie. Dit is, luister mooi, dit is 'n volgehoue, bewuste, verharde weerstand teen die evangelie in die lig van die duidelike oortuiging van die Heilige Gees. Maar die Christusgelowige mens doen dan juis presies die teenoorgestelde in sy lewe. Presies die teenoorgestelde. En tog is hierdie saak 'n baie ernstige waarskuwing aan die adres van elke mens wat uitstelspeletjies met die lewende Here Jesus speel. Wat nie werklik reageer op die evangelie nie. Wat uitstel. Mense wat nou in hierdie tyd na Jesus se opstanding, nadat die Heilige Gees uitgestort is, nadat die Heilige Gees hom verheerlik het, nadat die Heilige Gees deur die skrif so duidelik praat, nog steeds teen sy roepstem weerstand bied en onverskillig bly. Dit is 'n baie groot waarskuwing hierdie. Want jy sien, daardie volgehoue uitstel kan lei tot volkomme verharding en uiteindelik tot 'n gevaarlike toestand waar iemand die Heilige Gees tot die einde, dit beteken by die dood, weerstaan en geen begeerte vir bekering oorbly nie. Wat 'n ontsettende toestand. Ontsettend. Ontsettend. Mens besef nou in watter doodsgevaar die onverskillige mens moontlik is, selfs jou familie, jou vriende, jou hulle is besig om in daai posisie te kom, om in te skuif in daai posisie, om dit so te sê, van om te laster teen die Heilige Gees. Die Heilige Gees
wat Jesus verheerlik, sodat niemand meer enige verskoning het nie. Jesus is nie meer onherkenbaar nie, want die Gees het hom verheerlik. Mens kan verstaan dat Petrus nog, mens kan dit verstaan, dat Petrus teen die seun van die mens aanstoot geneem het. Maar nou verheerlik die Gees vir Christus. Die evangelie boodskap is nie meer onverstaanbaar nie. Dis openbloot, want die Gees maak dit duidelik. Laat ons in alle ootmoed voorbeding doen vir alle mense wat ons ken, wat in hierdie weerstand teen die Meester en sy woord leef. Maar die logiese vraag wat 'n mens wil vra, wat ek namens u vra vandag, is, as 'n mens dit alles gehoor het, is daar 'n omdraaikans vir so iemand? Dis die vraag, is dit nie? Is daar 'n omdraaikans vir mense wat oënskynlik teen die Heilige Gees in verharding is? En die antwoord daarop is ja. Ja. Daar is hoop vir elke mens wat nog asemhaal. Naamlik dat elkeen wat tot Christus draai, vergewe sal word. 1 Johannes 1:9, soos ek gesê het, sê alle ongeregtigheid. Maar Jesus waarsku dat daar 'n sonde is wat nie vergewe word nie, en dit is die volgehoue, hardnekkige weerstand van die Heilige Gees se getuienis oor Jesus Christus. Dit beteken as iemand werklik tot bekering kom, bewys dit dat hy of sy nie hierdie sonde finaal gepleeg het nie. Jy kry 'n persoon wat jy voor jou siel weet, is in hierdie proses. Ons het so 'n man gehad in ons eerste gemeente. Wanneer ek by hom huisbesoek doen, en met hom praat, dan sit hy daar, en hy drink dan sy koffie. En toe op die einde van die dag, toe het hy een of ander iets oorgekom, sekere beroerte of 'n ding, en hy lê in Libertas Hospitaal, wat nou nie meer 'n hospitaal is nie, wat toe nog hospitaal was in Goodwood. Hy lê daar en hy is in 'n koma. En ek gaan besoek hom. En ek onthou vaagweg in ons opleiding, het een van die professore gesê, as iemand in 'n koma is, moet jy onthou, hy kan jou hoor, jy moet met hom praat. Maar nou sal jy goed praat, net so goed met hierdie plank. Daar is niks. Daar's niks. En ek praat toe met die plank die hele evangelie deur, wat hy klaar op huisbesoek gehoor het. En ek sê vir die plank, as jy jou hart vir die Here Jesus se klop oopmaak, Openbaring 3:20, dan sal hy inkom en saam met jou feesmaal hou. Al kan jy nie jou mond oopmaak nie, bid hierdie gebed saam met my. En ek is daar weg, hoogs gefrustreerd. Maar ons het 'n lidmaat in die gemeente gehad wat 'n verpleegsuster is en wat by daai hospitaal werk. Sy is veronderstel om in die teater te werk, maar die spesifieke geleentheid kom sy toe, ek maak die storie baie kort nou. Sy kom toe by hierdie man in die saal en hierdie man, pleks van doodgaan, raak hy toe beter. En hy kom uit die koma, maar hy kan nie praat nie. Hy het 'n beroerte gehad, vermoed ek. En hy kan nie praat nie en hy kom uit die koma en sy kom by hom en hy, sy oë flikker en hy wys en sy kyk na hom en sy weet dis 'n lidmaat.
En sy sit 2 by 2 en sy vra, was die predikant by jou? Ja, sê hy. Ja, hy was. En hy het in sy koma tot saligheid gekom. En hy toe daarna pleks van te herstel, het hy gesterf. En ons het 'n blye fees van 'n begrafnisdiens gehou. Want dit het gelyk asof hy die sonde teen die Heilige Gees gepleeg het. Maar hy het nie. Hy het nie. Maar as 'n mens in daardie verharding volhard tot by die dood, dan bly jy onvergewe. Laat ons saam bid. Here, ons dank U vir die Heilige Gees se onderrig uit die skrifte weer vandag. Here, ons dank U dat U so ernstig waarsku, want daardie waarskuwing is nodig om 'n mens wakker te maak. Dankie Jesus dat U tydens U bediening op die aarde nie mense links en regs gesus het en laat goed voel het oor hulle self nie. En vir hulle oppervlakkige boodskapies gebring het om hulle te troos nie. Maar dat U reguit gepraat het. Dat U die waarheid uitgewys het. Waarom? Want Johannes 8 sê, julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. Dis nie oppervlakkige goedvoel boodskapies wat vrymaak nie. Dis die waarheid wat vrymaak. Here, ons dank U dat 'n gedeelte soos Matteus 12 vers 32 onder andere juis die waarheid so helder stel. Ons pleit, Here, vir mense wat ons ken, wat tans nog in weerstand is teen die evangelie, dan mag die sulkes in hierdie diens wees, wat hier sit, wat besig is om hulle self vas te loop, wat besig is om hulle self in hierdie doodloopstraat te bevind. Dit mag wees iemand wat na hierdie boodskap luister. O, ons bid dat die Heilige Gees harte sal aanraak, blinddoeke van oë sal afhaal, en mense sal trek soos wat U daardie man destyds in Libertas Hospitaal vanuit 'n koma gered het. Dit was die duidelike bewys, niks kan die Seun van God terughou as hy op iemand se spoor is nie. Niks nie. En vir die wat in U hand is, sê U, Johannes 10:28, niks kan julle uit my hand ruk nie. Ons loof U vir die ewige sekerheid, wat kinders van die Here in die Here Jesus mag hê, in die naam, wonderbare naam van Christus, in wie daar volkome vergifnis is, bid ons dit. Amen.